1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Paulus en Silas in die tronk. Het jy al ooit in die middel van die nag wakker geword omdat dit vreeslik donker was en jou maag dalk 'n bietjie krapperig gevoel het? Dis glad nie lekker nie. Wel, twee van Jesus se dapperste maats, Paulus en Silas, het op 'n aand in 'n baie donker, koue tronk gesit. Hulle voete was in groot, swaar houtblokke vasgemaak, sodat hulle glad nie kon loop of rondbeweeg nie. Hulle rug was ook vreeslik seer, omdat 'n paar kwaai ooms hulle met stokke geslaan het, net omdat hulle vir mense van Jesus vertel het. Maar dink jy hulle het gehuil of gekla? Wel, kom ons kyk wat het gebeur. In plaas daarvan om te huil, soos wanneer jy jou knie op die sypaadjie skraap, het Paulus en Silas besluit om iets heeltemal anders te doen. Om middernag, toe dit pikdonker was, het hulle begin om hardop vir God te bid en pragtige lofliedere te sing. Dit was soos 'n vrolike konsert in die tronk. Al die ander gevangenes het met groot oë gelê en luister, want niemand sing mos gewoonlik in 'n nare tronk nie. Skielik, terwyl hulle so lekker sing, begin die grond woes te skud. Dit was 'n massiewe aardbewing wat deur die hele tronk getrek het. Die fondamente van die tronk het begin beweeg. Al die swaar tronkdeure het gelyktydig oopgevlieg. Al die gevangenes se kettinge en boeye het sommer van self losgeruk en afgeval. Die tronkbewaarder, die oom wat moes oppas dat niemand weghardloop nie, het met 'n skrik wakker geword. Toe hy sien al die deure is oop, was hy so bang hy wou homself sommer seermaak met sy swaard, want hy het gedink almal het ontsnap. Maar Paulus het baie hard geroep: "Moenie jouself seermaak nie. Ons is almal nog hier." Die oom kon sy oë nie glo nie. Hy het met 'n flits ingehardloop, voor Paulus en Silas op sy knieë geval en gevra: "Meneere, wat moet ek doen sodat my hart ook so veilig en bly kan voel?" Paulus het geglimlag en geantwoord: "Glo in die Here Jesus, en jy en jou hele huisgesin sal gered word. Dit is selfs beter as 'n gevoel om 'n reuse roomhuis na ete te kry." En daardie selfde nag het die bewaarder vir Paulus en Silas na sy huis toe geneem. Hy het hulle seergemaakte rug saggies gewas en hy en sy hele familie is dadelik gedoop. Daarna het hulle vir die twee maats 'n heerlike groot feesmaal voortgesit. Almal in die huis was vreeslik opgewonde en bly, omdat hulle nou vir God geken het. En die volgende oggend het die groot baase in die stad self gekom om vir Paulus en Silas te sê, hulle is vry en mag in vrede gaan. Hierdie storie wys vir ons dat ons altyd vir God kan prys, selfs al voel dinge vir ons 'n bietjie donker of koud. Wanneer jy dalk bang is vir die donker, of as dinge nie loop soos jy wil hê dit moet loop nie, kan jy onthou dat God reg langs jou is. Jy kan 'n klein liedjie in jou hart sing om jouself dapper te maak, en jy kan onthou dat God selfs die moeilikste dinge kan verander in 'n groot, pragtige wonderwerk. Fluit, fluit, my storie is uit.